6, kom ons kyk wat julle in julle projek gaan kry, wat julle nou gaan skryf donderdag. Dis lekker massa. Aansigte, wat beteken ons jou vooraansig, boaansig, onderaansig, dis lekker maklik. Eienskappe van 2D-vorms, maar dit gaan nie wees jou veelhoeke en jou driehoeke nie. Dit gaan wees lekker hoeke, weet julle hou daarvan. En die laaste een gaan temperatuur wees. So dis 'n lekker praktiese projek en dan kan julle uitsien daarvoor, want dit gaan regtig baie lekker wees. Dit gaan nie moeilik wees nie. Gaan moeilik wees as jy nie weet wat om te doen nie. So kom ons kyk wat jy moet doen. Ons eerste een is dan nou aansigte. Aansigte is nou lekker maklik, want kom ons vat hierdie boks. Sê maar, hierdie is my vooraansig met die sterretjie. Wat gaan jy dan teken? Jou boksie en jou sterretjie. Dit is wat ons van vooraf sien, né? Kyk, ons boaansig. As ek hom nou so vashou, wat is bo? Hierdie kant. So kom ons kyk, daar is ons 'n gaatjie. Ons gaan ons regte teken met sy oval gaatjie daar. Dis jou boaansig. Nou wat sal my linker aansig wees? Sal ons die kant wees wat ons van links af sien. So dit sal die vierkant sy wees en hy het 'n vierkant op. So dan teken ons die vierkant. Die regter aansig gaan ons nou die kant wees wat ons van die regterkant af sien. Dit sal daai kant wees met 'n hartjie. Dan teken ons vierkant wat ons sal sien met die hartjie. Nou kom ons kyk gou na massa. Kyk, hierdie enetjie is maklik as jy ook met jou triks ken. So, in 1 kilogram, hoeveel gram is daar? 1000. In 'n ton, hoeveel kilogram is daar? 1000. Nou, julle het al lekker desimale breuke gedoen, desimale getalle in die vorige kwartaal. So, as julle nou hierdie triek onthou, sal dit lekker werk. As ons van 'n kilogram na gramme toe gaan, nee, as ons kleiner gaan dan maal ons. So kyk hierso, ons gaan van gramme na kilogram. So van gramme na kilogram, wat doen ons? Ons deel. En onthou met die desimale getalle, as ons deel, dan werk ons vorentoe met ons komma. So hoeveel nulle is daar as ons moet deel? 3. So ons gaan ons komma 3 keer vorentoe skuif. So 1, 2, 3, waar kom my komma? Daar waar ek eindig. So wat? Hoeveel kilogram is dit dan? 7,3. Dan as ons nou van kilogram na gramme werk, dan maal ons met 1000. Wat eintlik maar net beteken, ons skuif die komma 3 keer. So as jy nie daai kan onthou net, as jy van groot na klein gaan, skuif jy die komma 3 keer agtertoe, en as jy van klein na groot gaan, skuif jy hom vorentoe. So ons gaan nou hierso van groot na klein. So wat gaan ons doen? Ons skuif ons komma agtertoe. So kom ons skuif hom 1, 2, 3. So my komma gaan daar kom. So dit gaan 5300 gram raak. Kom ek dit net vir hierso op om dit beter te wys. Ons skuif die komma ons nou 3 keer. Van ons 1000 gram. So 1, 2, 3. In daai plekkies gaan jy mos nou nulle sit. Gaan ons die komma daar sit? Nee, dis nie nodig nie. Kom ons kyk nou hierdie presies dieselfde. Ons gaan van tonne na kilogram, so ons gaan van groot na kleiner. So wat ons gaan doen, ons gaan die komma vorentoe skuif en maak asof daar komma is agter, né? En hoeveel keer gaan ons skuif? 3 keer. So kom ons skuif hom 1, 2, 3. Want ek weet hierdie raak nogal ingewikkeld. En dan wat skryf ons daar binne-in? Ons nulle. So wat gaan dit dan wees in kilogram? 3 ton. Hoeveel kilogram is dit dan? O nee, ons kyk agtertoe. Met ton na kilogram, kyk gou, as ons van ton na kilogram gaan, maal ons met 1000. So hierdie is lekker maklik. Ons hoef nie te maak asof daar komma of enigiets is nie, want ons gaan net
maal met 1000. 3 maal 1000 is 3000. En dis ons weet dat dit die regte kilogram is. Hierso gaan ons nou weer daai lekker komma gebruik. Ons weet ons gaan hom 3 keer skryf. En as ons deel, dan skryf ons hom ons vorentoe. So, hoeveel keer gaan ons komma skryf? 3 keer. So, ons begin agter. 1, 2, 3, daar kom my komma. So, wat gaan dit hierdie kilogram in ton wees? 7,930. En nie net skryf 7,9 nie, dit gaan verkeerd wees, want eintlik wat hierdie mos nou beteken is 7 ton en 930 kilogram. En kom ons kyk gou. Kom ons kyk gou as ons dit met minus. Sê nou maar hierdie was 3,5 kilogram en 2,6 kilogram. Ons skryf dit onder mekaar, soos ons optelling en aftrekking doen, dit is lekker maklik. En hierdie was op, kom ons sê, gram en gram. Wat ons doen? 3,5, jy skryf altyd jou hoogste syfer, jou meeste syfer skryf jy bo, en dan sê jy minus 2,6, jy doen dit soos enige minusom. Kan ons 6 by 5 aftrek? Nee, so ons moet gaan leen. 3 raak met 2, en ons sit my 1 by 15. 15 minus 6 is dan 9. Dan sit jy komma daarin, jy is klaar met hom nou. Nou, 2 minus 2 is 0. So 3,5 minus 2,6 kilogram is 0,9 kilogram. Onthou my eenhede in te sit. Kom ons kyk na die plussom, skryf sommer jou boonste een eerste, of jou meerderheid van die getal, skryf jy bo, en dan sê ons plus 2,6. Nou plus ons het so mal weg. 6 plus 5 is 11, 2 plus 3 is 5, plus my 1 is 6. En jy kom ons nou daar. So, 2,6 gram plus 3,5 gram is 6,1 gram. Hey, kom ons kyk na die hoeke. Hierdie is lekker, hier bo is my hoeke, en hieronder gaan ek vinnig praat oor ewewydige lyne. So, wanneer 2 lyne perfek op mekaar pas, dat ons 'n boksie kan teken daar. Ons kan 'n boksie teken in hom, dan weet ons dis 'n regte hoek. 'n regte hoek. Hy is regtig, hy pas perfek op mekaar, so 2 lyne, en hy vorm 'n boksie. Dis 'n regte hoek. As ons sommer sien hy het 'n skerp punt, hy's kleiner as 'n regte hoek, dan is dit 'n skerp hoek. Hy is skerp. Ons kan sommer sien sy punt, sy hoekie is skerp. Nou, as ons sien dat 'n hoek groter as 'n reghoek is, né? Sy lyn gaan hier verby. Hy kan nie 'n boksie maak nie. Dan is dit 'n stomphoek. En dit is maklik om te sien, want as jy hierso 'n reguit lyn sou opsit, is dit 'n regte hoek, maar die stomphoek gaan verby, so dis 'n stomphoek. En 'n skerp hoek gaan ons kan sien, hy is kleiner as 'n regte hoek, so dis 'n skerp hoek. Nou, met ewewydige lyne. Ewewydige lyne is lyne wat altyd dieselfde afstand van mekaar af is, maar hulle is nie nouer of wyer nie, om dit makliker te sê. So, wat ek nou met my hande gaan maak, dit is ewewydige lyne, dit is dieselfde afstand van mekaar af, né? En dan, soos met hierdie lyne, as ek hom so sal draai, is hierdie 2 lyne die hele tyd dieselfde afstand van mekaar af? Nee. Selfde hierso, al is die een korter as die ander een, dan is nog steeds dieselfde afstand van mekaar af. So dis ewewydige lyne. Kom ons kyk gou, hierdie is 'n goeie voorbeeld. As ons hierdie vorm vat en ons vra, wat is die ewewydige lyne? Hierdie lyne is saam, so ons wys hulle is maatjies, en ons kan sien hierdie lyne is saam, so hulle is maatjies, so ons gee vir hulle 2 pyltjies om te wys die 2 is maatjies en die 2. Kom
van mekaar. Nee, hy loop so, né? En die twee lyne, is hulle dieselfde van mekaar? Hulle loop dan so. So nee, hy het nie enige ewewydige lyne nie. Laaste een is temperatuur, kom ons maak sommer 60. As my thermometer hierso is, dan hoeveel is dit? 10 grade Celsius, onthou jou grade Celsius. As ek sê, dit gaan môre met 10 grade gaan die temperatuur styg, wat gaan dit dan wees? 10 plus 10 is 20, dan gaan my temperatuur 20 wees. Maar sê nou maar, my temperatuur was by 50. En ek sê, môre gaan die temperatuur daal met 20. Hier is ons by 60, en dit gaan met 20 daal. 60 minus 20 is 40, so die sak met 20, dan gaan my temperatuur 40 grade Celsius wees. Dit is sterker met julle toets, ek weet julle gaan goed doen, of projek, gaan 'n regtig lekker projek wees en lekker prakties. Sy geniet dit.